Ons is by mekaar in die naam van die almagtige Heer, wat hemel en aarde gemaak het. Die Here Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my. Genade, vrede en liefde vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heer en van die Heilige Gees. Amen. Die gemeente sing Gesang 188 in die liedboek, dis ou Gesang 5, strofe 1, 2 en 3. Kom dank nou almal God met hart en mond en hande, loof hom wat wonders doen tot in die verste lande. Van vroeg van kindsbeen af het hy ons trou bewaar en tot vandag toe nog geseën en gespaar. Gesang 188 in die liedboek, dis ou Gesang 5, strofe 1, 2 en 3. Kom dank nou almal God, met hart en mond en hande, loof hom wat wonders doen, tot in die verste lande. Van vroeg van kindsbeen af, het hy ons trou bewaar, en tot vandag toe nog geseën en gespaar. O God, so ryk en goed, gee ons solang ons lewe, altyd 'n blye hart, as dit U wil is vrede. Laat U genade ons beveilig teen gevaar, en donker ure ons van struikeling bewaar. Loof sing ons voor God, die bron van alle lewe. Die Vader, Seun en Gees, almagtig en verewe. Drie-enige God ons roem, U krag en majesteit. O Heer, ons wil U roem, ons God in ewigheid. Na die wet sing die gemeente Gesang 260 in die liedboek, dis ou Gesang 245, in beide strofe 2 en 8. En na die belydenis Gesang 602 in die liedboek, dis ou Gesang 177, strofe 3 en 4. Gemeente, waaruit ken ons sonde en ellende? Ons ken dit uit die wet van God. Luister dan nou met aandag na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak, van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, self tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus.
En daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sy land bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag iemand anders se huis begeer, jy mag nie sy vrou begeer, ook nie 'n slaaf of slaafin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Aangesien ons nou weer opnuut ons sonde en ellende uit die wet leer ken het, laat ons skuld bely in die sing van Gesang 260 in die liedboek, dis ou Gesang 245, strofe 2 en 8. En ek glo in Jesus Christus, engebore Seun van God, deur wie alles is geskape, word by God en self voor God. Ek vereer hom soos die Vader, buig my dankbaar voor hom neer, wat my vrygebroek verlos het, om erken ek as my Heer. Ek glo aan die skuldvergewing, deur die eerste middagsbloed, in my eie werk en bade, is geen rus vir my gemoed. Dit is alles net genade, dat ek nie verlore gaan. Ja, my Vader, ja, ek weet het, U neem my in Christus aan. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons dan 'n belydenis van ons algemene Christelike geloof doen, en laat elkeen van ons in sy hart soos volg spreek. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Aangesien ons nou ons geloof bely het, laat ons ons lewe aan die Here toewy in die sin van Gesang 602 in die liedboek, dis ou Gesang 177, strofe 3 en 4. Die Heer droog al die trane af, verby is droefheid dood, ja, pyn en smaak, wyk uit die hart, ons moeite aan sy nood. Kyk, ek maak alles dien, sê God, laat hom wat ons het kom, en hy sal vind, hy is my kind, ek is 'n God vir ons.
Ons skriflesing is 2 Konings 6 van vers 8 af. 2 Konings 6 van vers 8 af. Die koning van Aram was in oorlog met Israel gewikkel en het telkens met sy offisiere afgespreek dat hy op 'n sekere plek sou kamp opslaan. Die man van God het dan aan die koning van Israel die volgende boodskap gestuur: pas op dat u nie na daardie plek toe optrek nie, want die Arameërs trek so toe op. Gevolglik het die koning van Israel boodskappe deurgestuur na die plek toe wat die man van God aan hom genoem het en hom voor gewaarsku het. Die mense daar was dan keer op keer voorberei. Die koning van Aram het baie onrustig geword hieroor. Hy het sy offisiere laat roep en vir hulle gesê: ek wil van julle weet wie van ons dra nuus oor aan die koning van Israel. Een van sy offisiere het geantwoord: nie een van ons nie, majesteit, maar die profeet Elisa daar in Israel kan vir die koning van Israel vertel selfs wat jy in die slaapkamer sê. Die koning van Aram het gesê: gaan vind uit waar hy is, dan stuur ek manne om hom te vang. Die koning is meegedeel, hy is in Dothan, die koning stuur toe, perde, strydwaans en 'n sterk mag daarheen. Hulle het in die nag gekom en die stad omsingel. Die môre vroeg het die slaaf van die man van God opgestaan, en toe hy uitgaan, sien hy 'n leer rondom die stad met perde en strydwaans. Ag meneer, sê die slaaf vir Elisa, wat gaan ons nou maak? Hy het geantwoord: moenie bang wees nie. Die wat by ons is meer as wat hulle is. Elisa het gebid: Here, maak tog sy oë oop dat hy kan sien. Die Here het die oë van die slaaf oopgemaak en hy het gesien. Die berge rondom Elisa was vol perde en strydwaans van vuur. Toe die Arameërs op hom afstorm, het Elisa tot die Here gebid: slaan tog hierdie mense met blindheid. Die Here het hulle met blindheid geslaan, net soos Elisa gevra het. Elisa sê toe vir hulle: dit is nie die regte pad nie, en dis nie die regte stad hierdie nie. Kom agter my aan, dan lei ek julle tot by die man vir wie julle soek. Hy het hulle na Samaria toe gelei. Toe hulle in Samaria kom, sê Elisa: Here, maak hierdie mense se oë oop dat hulle kan sien. Toe die Here hulle oë oopmaak en hulle kyk, toe is hulle binne in Samaria. Toe die koning van Israel hulle sien, vra hy vir Elisa: moet ek hulle doodmaak, meneer? Moet ek hulle doodmaak? Nee, moenie hulle doodmaak nie, was sy antwoord. Sou jy mense doodmaak wat jy met jou eie swaard en jou pyl en boog krygsgevangene geneem? Sit vir hulle eet en drink goed voor, dat hulle kan eet voordat hulle teruggaan na hulle koning toe. Die koning van Israel het vir hulle 'n groot feesmaal gegee, en nadat hulle geëet het, het hy hulle laat gaan terug na hulle koning toe. Die bendes van die Arameërs het toe nie weer in Israel gekom. Tot sover lees ons uit die heilige woord. Gras verdorp, blomme verwelk en die woord van die Here staan tot in ewigheid. Kom ons bid saam. Almagtige Hemelse Vader, dit is alles genade. Dit is genade dat ons name in die boek van die lewe geskrywe staan. Dit is genade dat ons geloof ontvang. Dit is genade dat ons die kennis en die wysheid en die insig mag hê. U behoed en bewaar ons van ons eerste tot ons laaste lewensoomblik. U beskik oor gebeure in die wêreld en U is in beheer van ons elkeen se lewe. Daarom mag ons voor U stil word, Heer. Agter ons lê 'n geskiedenis van U teenwoordigheid en U werk in ons lewe. Voor ons lê 'n toekoms waar ons mag reken dat U wil sal geskied. Hoe kan ons dan anders as om ook nou ons afhanklikheid te bely? Hoe kan ons anders
as om ons skuld te bely en ons vertroue uit te spreek, Here. Ons is by mekaar in U heilige naam. Ons wil graag luister vanuit U heilige woord. Daarom vra ons vir die werking van U Heilige Gees. Ons bid dit alles in afhanklikheid in Jesus naam. Amen. Gesang 489 in die liedboek, dit is Ou Gesang 258. 489 in die liedboek, Ou Gesang 258, strofe 1 en 2, maak Christen staan in die geloof dat niemand jou die kroon ontroof. Kom ons sing saam. Maak Christen staan in die geloof dat niemand jou die kroon ontroof. Gedraai jou mandig sterk en moedig, steeds toegewyd aan God se werk. Staan vastig onbeweeglik sterk, voluit altyd meer oorvloedig. Dan sal jou arbeid in die Heer tot seën met sy naam ter eer. Wees trustig in jou Heer versterk, want hy wil altyd in jou werk, om kwaad en sonde te weerstrewe. Verrig jou taak met vaste hand, en doen jou woord altyd gestaan. Wat rein en matig lewe, en wil die Here dat jy lei. O Christen, Heer geduld daarby. Liewe broers en susters in ons Here Jesus Christus, ons herdenk vandag die gebeure van Bartolomeusnag. Dit is binne die protestantse geleerde van die kerk eintlik 'n redelike belangrike dag. U sal onthou, in 1517 het ou Vader Luther die 95 stellings teen die kerk weer vasgeskap in Wittenberg. En toe het hy daarmee protes aangeteken teen die dinge wat nou regtig ernstig verkeerd was in die kerk van sy tyd. Luther het nooit bedoel om die kerk te skeur. Hy wil graag dat die dinge in die kerk reggemaak word soos wat die woord dit vir ons sê. Nou hier, ongeveer 50 jaar later, was daar in Frankryk so 1,5-2 miljoen van die protestante. Ons moet onthou, 'n protestant is een wat geprotesteer het, soos ou Vader Luther geprotesteer het. In Frankryk is hulle die Hugenote genoem. En dit was so tussen 10 en 20% van die bevolking van daardie tyd in Frankryk. En die antwoord wat die Katolieke gehad het op die nuwe geloofsbeweging wat nou plaasgevind het,
was dat hulle basies maar die weermag ingestuur het en gesê, maak spoel, maak dood, vat weg. En aan alle praktiese redes of op alle praktiese maniere was daar 'n burgeroorlog in Frankryk aan die gang as gevolg van die protestante. Want die protestante het gegaan en hulle het dan die eredienste van die katolieke ontwrig en die katolieke het weer gegaan hulle die eredienste van die protestante ontwrig. Dis nou soortgelyk as wanneer ons gemeente een van die buurgemeentes sou geplaas in 'n kerk. Maar dit was nie net dit gewees nie, die ding het regtig bloedig geraak. Tot op so 'n stadium dat daar regtig oorlog uitgebreek. Mense het mekaar doodgemaak, hulle het mekaar met 'n passie gehaat, as 'n mens dit maar so kan sê. En die ding wat dit vir die katolieke baie moeilik gemaak het, is dat 'n deel van die adel, die koning se neefs, het protestante geword en die generaals van die weermag het protestante geword. So dit was 'n redelike goed georganiseerde klomp mense wat nou in daardie tyd die protestantse erediens begin beoefen het. En dit is waarom hulle so 'n streng plan gemaak het om van die protestante ontslae te raak. Ons moet dalk maar net so 'n bietjie op 'n sylyn gaan kyk. Hoe ver is die lyntjie wat loop van daardie tyd af tot waar ons nou vandag hier by die kerk sit? As mense in Genève in Switserland kom, letterlik vanoggend soos wat ons nou hier sit, daar by die protestante gemeente by die Jakobuskerk, sit hulle die erediensblaadjie vir die week, sit hulle aan die buitekant by die kerk op. En hulle begin die erediens met 'n foto met 'n seun, dan het hulle 'n lofsang, dan het hulle die wet en die belydenis, dan het hulle die preek en 'n slotsang, en dan is die erediens verby. Van daardie tyd af tot vandag toe, hou die mense daar kerk soos wat ons kerk hou, hier by ons. En die rede waarom daar so ernstige teenstand teen die protestante is daar waar die protestantisme leef, begin die mense vir hulle self dink. Waar die protestantisme in 'n samelewing intrek, hou die mense op om bang te wees. Moet altyd onthou, die een ding wat alle mense rondjaag, is die vrees vir die dood. Dis deur die bank altyd so. Ons hou nie daarvan om oud of siek te word nie, want as jy oud of siek is, dan kom die dood nader. Jy hoef nie daarvan om seer te kry nie, want as jy seer kry, dan kom die dood nader. Maak nie saak wat se slegte ding in ons lewe met ons daar gebeur. As daar vrees is die dood naby, of jou vrees vir die dood is naby, en dis hoekom mense gemanipuleer kan word. Dis hoe dit werk in die lewe. Maar wat glo jy net? Ons glo dat die Here Jesus vir ons gekruisig is en opgestaan het, en daarom is die dood nie meer so 'n ernstige probleem nie. Vir iemand wat regtig mooi verstaan wat Christus vir ons gedoen het, is die dood die deurgang na die ewige lewe toe. So daai ou is nie meer so ernstig bang nie, want hy is nie meer bang om dood te gaan nie. En omdat ons nie bang is om dood te gaan nie, kan ons tyd en ons energie spandeer aan die dinge wat die Bybel vir ons sê wat ons moet doen. Jy kan gaan kyk reg deur die wêreld, veral nou die laaste 300-400 jaar. As daar iemand was wat in 'n
rowwe stuk aarde ingegaan het, en gaan skoonmaak het, en gaan oopmaak het, en gaan maak het, dan was dit gewoonlik protestant. Want 'n protestant sien 'n geleentheid, hy sien 'n kans, hy is nie bang nie, ons maak so. Nog 'n manier hoe die protestantse wêreld lyk is dat die strate skoon is, as mense in Europa kom. Italië, Portugal, die tradisionele katholieke wêrelddele, Frankryk is vuil wêreld. Duitsland en Nederland, groot oop breë strate, skoon, die wêreld leef, dit gaan goed aan. Gaan alles terug na die werk van die protestante. En koning kan er nou seker nie bekostig dat daar mense in sy koninkryk is wat vir hulle self begin dink. Dit is waarom die mense daar die tyd so ernstig vervolg is. Nou as ons hierdie teksgedeelte wil verstaan, want die teksgedeelte se agtergrond is baie dieselfde as hierdie oorlogssituasie. Dan moet ons verstaan dat oorlog vir 'n groot gedeelte van die menslike geskiedenis normaal was. As mense in die Bybel gaan kyk, dan staan daar geskryf in Koning Salomo se tyd, daar's net so een sinnetjie wat sê, in die tyd van die lente, toe die konings uitgetrek het om oorlog te maak, of wanneer die konings uittrek om oorlog te maak, dit wil sê, dit was normaal, elke lente, elke jaar as die winter verby is, dan kry die koning sy troepe bymekaar en dan gaan hulle ergens oorlog maak. Dit was normaal in daardie tyd. En tot en met die Tweede Wêreldoorlog toe, was dit normaal vir die westerse samelewing. Dit was heeltemal normaal, dit was niks snaaks geweest nie. Elke jaar in die vroeë jaar gaan trek hulle uit om oorlog te maak. En dit is wat ons moet verstaan as ons nou die gedeelte van 2 Konings 6 lees. Die twee lande, sien nou onthou van gisteraan, die foto op die gemeentegroep. Heel onder is Juda en Benjamin, die klein koninkrykie in Israel, dan die groter koninkryk, waar die 10 stamme van Israel is, en heel bo is Aram. Nou die koning van Aram maak oorlog hier in Israel in. En hy het die probleem, dat maak nie saak hoe hy skuif en waar hy sy troepe heen trek nie, Israel is elke keer voorbereid. Tot sover dat hy dan nou vra, maar hoe werk die ding, wat gaan daar aan? En hy het gedink dis sy eie mense vir hom, wat hom verraai. Maar een van sy eie aanvoerders sê vir hom, maar dis Elisa, die profeet van God. Sy kan dit moontlik maak. En op 'n baie snaakse manier ken ons dit uit ons eie geskiedenis uit. Jy het almal van Siener van Rensburg gehoor, in die Anglo-Boereoorlog en in die rebellie, het Siener van Rensburg hier in Suid-Afrika presies dieselfde ding gedoen. Hy het vir generaal Kemp laat weet, jy's nou daar, as jy so omtrek, agter daai kop, sit die Engelse troepe gaan hierdie kant verby. Hy het vir generaal De Wet dit gedoen, generaal De La Reine, presies dieselfde optrede, net op 'n ander plek, presies dieselfde gebeure. So dis nie 'n ding wat baie vreemd is nie, skaars, maar dis nie dat dit nie voorkom. En in die geloof aanvaar ons dat die Here God het op daardie stadium, op daardie manier laat gebeur het. Dis al wat 'n mens eintlik daarvan kan sê. So nou sê die koning van Aram met 'n probleem. Die koning van Israel maak dit vir hom onmoontlik om aan te gaan met sy gewone oorlog. So nou moet hy vir Elisa laat vang. En dan gebeur die snaakse wat ons nou gelees het, dat hulle die neerlaag het. Eers bid Elisa, dan word hulle blind, dan word hulle na die hoofstad van die Israel toe gevat, en as die troepe hulle oë uitvee, is hulle daar binne die mure vasgevang. En dan kry hulle kos. In plaas daarvan dat hulle doodgemaak word, kry hulle kos en hulle word huis toe gestuur.
Die verhaal word duidelik as ons nog verder terug gaan kyk na die groter prentjie, en ons kyk na die lewe van die gewone mense. Nie wat die koning gedoen het. Nie wat die Elisa so seer gedoen het nie. En die vraag is, wat het met die gewone man op straat gebeur in daardie tyd? Die oomblik toe Israel in twee geskeur het, toe die suidelike koninkryk en die noordelike koninkryk ontstaan het, toe koning Jerobeam in die Noordryk gegaan en hy het al die priesters en die profete afgedank en basies weggejaag. Party van hulle het hy so vervolg dat hulle moes vlug. Nou, hoe sou dit nou in ons tyd wees? As die regering besluit, dan mag nie predikante wees nie, dan mag nie ouderlinge wees nie, dan mag nie diakens wees nie. Wat word van die gewone lidmaat op straat? As daar nie 'n predikant of 'n ouderling of 'n diaken mag wees nie. Dit is, as mense nou oordra na vandag se tyd, wat basies daar gebeur. Jerobeam jaag die priesters van die Here weg en hy bring die kalverdiens in die afgoderry, waar hulle beelde opbid. Onmiddellik net daar, hy vra nie, dis wat gebeur. En dan sien 'n mens hoe wonderlik ons Hemelse Vader werk. Want so 2-3 konings later, hier in Elisa se tyd, is Elisa in daardie Noordryk besig om weer die priesters en die profete op te lei. So offisieel is dit afgoderry en kalverdiens en al die dinge wat krom en skeef en lelik en verkeerd is. En die gewone mense op straat het die geloof behou. Daar is natuurlik 'n klomp wat agter die koning aan na die Baal toe is. Maar baie van die gewone mense het net gesê, maar dis toch nie reg. Ons ken een God, ons ken een manier, en ons bly daarby. Wat ons daarin moet raak sien, of het nou Elisa is wat die uitkoms kry, dat hy die oorhand oor 'n klomp soldate kry. En of dit nou die gewone mense is wat die geloof behou, alhoewel alles rondom hulle stikkend is. En of dit nou die hugenote is wat die uitkoms gehad het dat hulle daardie tyd kon vlug en Suid-Afrika toe kom, die beginsel bly nog altyd staan, dat ons Hemelse Vader self die verantwoordelikheid dra vir sy gelowiges. Selfs al het dit beteken dat hulle in 1572 daar in Parys die generaal en al sy helpers en al die protestante daardie nag doodgemaak het. Skat by Bartolomeusdag is daar tussen 12.000 en 40.000 protestante doodgemaak. Dis wat ons moet verstaan. Ons is so gewoond daaraan dat dit met ons oor die algemeen redelik goed gaan, dat ons nie eens altyd daaraan dink, wat sou ons doen as ons lewens op die spel kom vir ons geloof? Wat sou ons doen as dit die geval is? Hierdie gedeelte gee vir ons die presies regte antwoord. Want daar waar Christus bely word, waar Christus gevolg word en waar die evangelie uitgedra word, dan gaan die geloof altyd vorentoe. Partykeer groot groepe mense, partykeer klein groepies mense. Ons moet nie die fout maak om te dink dat dit altyd eerstens van ons afhang nie. Want die Here sorg self dat die dinge reg verloop. Die vervolging bestaan ook in ons eie tyd. Alhoewel sy gesig dalk so 'n bietjie anders lyk.
Wat gebeur as ons die TV aansit? Wat wys die TV vir ons van godsdienst? Die TV wys gewoonlik, as daar troues gewys word, dan sien die mens 'n Joodse troue. Die paartjie wat onder 'n dakkie staan en dan die wynglasie moet stukke trap. As daar begrafnisse gewys word, dan is dit gewoonlik 'n heeltemal sekulêre begrafnis. Ons sê die mense kom by mekaar en een ou vertel 'n paar stories of vertel hoe oulik die oorledene was en dan kom die mense agterna vir 'n ete by mekaar en drink 'n glas wyn met die een wat oorlede is. As daar ergens iets van Christendom gewys word, dan is dit gewoonlik in die vorm van 'n katolieke priester wat daar gewys word. En dit wat u en ek hier het, dit wat die hartklop van ons lewe is, van mense wat eenvoudig net sê, Jesus is die Christus. Wanneer laas het jy dit op 'n TV-program gesien? Jy sien dit nie meer nie. Dit word gerieflik so weggestoot en dit word verswyg asof geloof nie bestaan nie. Dit is hoe die vervolging sluip gaan. Partykeer gaan dit nou baie brutaal. Daar is plekke op aarde waar die gelowiges letterlik gejag en doodgemaak word. Ons pad vorentoe is die pad van geloof, van die genade is. Dis wat dit so mooi maak. Dit is eintlik hartseer op. In die middeleeue het hulle gesê, die kerk is soos 'n aanbeeld. Hoe meer jy omslaan, hoe meer lawaai hy. Hoe meer die kerk onder druk kom, hoe meer begin die mense besef, maar geloof is kosbaar, ons hou daaraan vas, dit vat ons verder. Dit is wat ons in ons koppe gereed moet kry, as ons vra, waarom herdenk ons Bartolomeusnag, en hoe gaan ons maak in 'n wêreld wat so verander? Antwoord is eintlik baie maklik, ons bely Christus. Ja, nie ons sê ons glo in God nie, want dan kan jy maar 'n moslim ook wees. Moslim sê ook hy glo in God. Ons bely Christus, die Here Jesus, wat in Nasaret gebore is en in Jerusalem gekruisig is. Hy is God wat mens geword het, hy is die een wat ons kom red het, en ons hou daarin vas, en ons stap daar die pad. Want dit is hoe die kerk groei. Dis een van die suksesvolste maniere hoe die kerk op aarde kan groei, is as die kerk onderdruk word. Hoe meer ons aan die geloof vashou, hoe helderder skyn die lig van die evangelie. En ons hoef nie te wag daarvoor, totdat alles eendag hier rondom ons op mekaar val. Ons kan sommer môreoggend daarmee begin. Die eerste ding wat 'n mens doen in die oggend, is om op te staan en 'n gebed te doen en 'n lofsang te sing. Probeer dit as broers en susters. Probeer opstaan en doelbewus die eerste ding wat jy doen, al sing 'n mens net vir jouself. Sing een van die bekende kerkgesange. Doen dit 'n week lank, doen dit 2 weke lank. Kyk hoe begin mense ingesteldheid verander. Mens kan opstaan en die radio aansit en begin kwaad word oor die politiek of oor hierdie of daai en volgende ding. Maar as ons Christus voor oë stel en ons maak 'n punt daarvan dat ons spesifiek en net agter hom aanstap in alles wat ons doen, dan verander 'n mens se lewe. Daar kom groter rustigheid, daar kom groter kalmte, daar is meer wysheid. Dit sê nie dat ons noodwendig ons sin gaan kry nie, dit sê nie dat ons alles gaan wen en alles gaan reg kry nie. Maar dit sê baie hard en duidelik, niemand hoef te twyfel oor wie ons Heer en ons Meester is. Laaste saakie, soos wat dit normaal was, dat daar vir eeuwe lank aan mekaar elke jaar 'n oorlog was.
soos wat dit normaal is, dat ons vir onsself by tye onnodig kwaad is en met onsself onnodig lelik is. Soos wat dit normaal is, dat lede van 'n gesin vir mekaar kan kwaad raak. So is dit normaal, dat die lewe by tye maar vol standpuntstote gaan wees. En dan is dit die gelowiges, wat elke keer weer die drif trek, want die gelowiges kan sê, ons weet waar ons vandaan kom, ons weet waar ons heen gaan, en omdat Jesus ons koning is, tree ons nou so. Mag hy ons oë en ons ore oopmaak, mag hy ons besiel deur die geloof en die Gees, mag ons lewenswaardig tot sy eer wees. Amen. Kom ons bid saam. Ons troue hemelse Vader, ons dank U vir die enorme groot voorreg wat ons kan hê om U te ken. Ons dank U vir die geloof in ons harte. Ons dank U vir die teenwoordigheid in ons lewe. Ons dank U dat ons vermaan en vertroos mag word, aangespreek kan word deur ons gewete. Ons vra dat U kragtig in ons sal werk, Heer, dat ons na ons gewete sal luister. Dat geloof nie net iets daar ver vir eendag is nie, maar dat geloof juis hier en nou iets is wat geleef moet word. Ons bid dus vir ons gemeente hier. Ons dank U vir die rus en die vrede wat ons hier mag geniet. Ons dank U vir die mate van voorspoed wat ons mag geniet. En terselfdertyd wil ons bid vir ons buurgemeentes hier op Stella, ons medegelowiges, dat ook hulle meer en meer die krag en die waarheid van die evangelie kan geniet en kan uitdra, kan uitleef. Ons bid in besonder, Heer, vir elke gemeente in die land waar dit swaar gaan. Daar waar dit wat boos en lelik is, gemeentes verskeur en vernietig. Ons vra, Heer, dat U self sal ingryp en dat daar uitkoms mag wees, dat elke gemeente 'n hawe en 'n tuiste mag wees vir die gelowiges. Net so bid ons vir elke plek op aarde waar die gelowiges vervolg word. Ons vra vir die krag, die wysheid, die insig wat daar nodig is. U het ons ook geleer dat ons vir ons vyande moet bid, Heer. Daarom bid ons vir een en elk wat 'n vyand van die evangelie is. As dit U wil is dat hulle tot inkeer mag kom, dat hulle kan besef dat hulle stryd eintlik is teen die almagtige God van hemel en aarde. Ons vra as dit U wil is, as dit moontlik is, dat geloof in elke hart sal groei, soos wat U dit bepaal. Die kinders meer en meer in liefde en in vrede met mekaar mag leef. Ons vra dat U aan ons genade sal betoon, want U genade is genoeg. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gesang 478 in die liedboek, dit is 333 in die ou boek. 478. Kom ons sing daar die eerste en die vierde strofes. 1 en 4, 478 in die liedboek, 333 in die ou boek.
O vaste fundamente, het God sy kerk gebou. Apostels en profete, het ons toevertrou. Die koning van die hemel, skep deur woord en gees, verlorenes op aarde, dat al sy volk kan wees. O Heer, skryf in ons harte, dat ons dit nooit vergeet. Almydig ons die smarte, al martel ons die leed. Die kruis van ons verlosser, sluit vergesigte oop. In 'n verwande wêreld, bring dit weer vaste hoop. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en beskerm, die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.